Wanneer ons saam sing strome van seën van bowe en dan die koorgedeelte wat sê, stuur dit vir ons, Here, stort dit op ons uit. Ek wonder of dit ons hartsgebed is, of dit 'n soeke is in ons lewe, in ons hart. Ons gaan vanoggend blaai na Genesis hoofstuk 1 en ons gaan verder en by die geleentheid lees ons vanaf vers 26. Nou ons het verlede keer geëindig by vers 26. Ek gaan net vinnig daarna wys en dan gaan ons hoofsaaklik stil staan by vers 27. Dis eintlik ons teks van vanmôre, maar ek gaan lees tot en met vers 31. Dit is so aan die einde van die hoofstuk dan. So ons lees vers 26 tot en met vers 31, Genesis 1. As jy die Bybel daar oop het, kan ons daaruit lees. Dis die ou vertaling wat ek gaan voorhou. Kom ons bid net eers saam. Ons gewoonlik staan die manne, kom ons bly net so sit. Vanmôre gaan ons net so sit terwyl ons die woord van die Here oop het voor ons. Kom ons bid net saam. Ons vra dat die Here met ons sal praat. Here, ons loof en ons aanbid U. U is 'n genadige God, Vader, Seun en Heilige Gees. U is vol heerlikheid, vol heiligheid, vol krag, vol geregtigheid, skoonheid, liefde, barmhartigheid, genade, deernis, getrouheid. Ag Here, ons kan voortgaan en ons lippe sal nie kan aanhou om U lof te besing soos wat dit werklik U toekom nie. Ons aanbid 'n groote God. Hoeveel keer het ek nie in hierdie week vir U dankie gesê vir U woord. Ons maak dit oop, ons lees dit so maklik en dit is woorde wat ons kan verstaan. Soms moet ons so 'n bietjie 2 keer dink, maar die diepte daarvan kan ons nie pyl nie. U woord is in die aarde gesmeld, soos 'n smeltkroes, sê die Bybel, 7 maal gelouter. U woorde is rein woorde. En as ons dit lees vanmôre, en dan staan ons net stil by een versie, wil ons vra, ons wil kom smeek, ons wil pleit, dat U elkeen van ons sal seën. En die beginsels wat ons hierin sien, maak dit vas in ons hart. Dis hierdie dinge wat ons ly. Dis hierdie dinge wat ons nodig het, in 'n verwarde wêreld, in 'n tyd waar duisternis lyk asof dit heers, sal U ons met U lig kom bestraal, sal U ons harte kom verlig met U waarheid. Seën ons vanmôre by mekaar. Laat U naam in ons midde groot gemaak word. Amen. Genesis 1, ek lees vir U vanaf vers 26. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra. Dit sal julle voedsel wees. Maar aan al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel en al die kruipende diere op die aarde, waarin 'n lewende siel is, gee ek al die groenplante as voedsel. En dit was so. Toe sien God alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. En dit was aand, en dit was môre, die 6de dag. Tot daar lees ons in die onfeilbare woord van die Here. Wanneer 'n mens dink aan jou stamboom, ek wonder hoeveel van u al moeite gedoen het om te gaan kyk, waar kom u voorvaders vandaan? Ek is nou nie 'n ou wat te veel belangstel nie, maar ek weet, ek is daarom redelike Kaapenaar, klink dit vir my pa se familie kom uit die Swartland uit, Moreesburg, Mamasbury se wêreld, en my maale kom uit die Boland uit, Wellington, Parel, daai omgewing. So ek is 'n Kaapenaar as ek kyk na my voorgeslagte, en tog is ek iets van alles, want ek het
My alma mater lê in Polokwane in Pietersburg, vroeër jare. So dis waar ek op skool was. Nou voel ek is 'n Noord-Transvaaler, maar in my bloed is ek 'n Kaapenaar. Eintlik is ek maar net 'n boer, ek is 'n Suid-Afrikaner, né? Maar ek het 'n vriend in Hermanus, 'n Rousseau, en hy het nou eendag gaan moeite doen. Hy het gaan navors en hy sê hy kon die Rousseaus terugvat tot 2 broers, Franse, wat op die skip Suid-Afrika toe gekom het in, ek weet nie wat 'n jaar nie, en so kon hy nou die hele stamboom uitlê. Toe het hulle dit gedoen, en toe het hulle so, hier en daar, iewers 'n verskanste huwelik, en jy weet, al die dinge het hy gaan navors. Dit is interessant, as jy iets van jouself wil leer, as jy iets van jouself wil weet, dan is dit goed om te kyk, waar kom ek vandaan? As ons wil verstaan, as ons die mens wil verstaan, en as jy jouself as individu reg Bybels wil verstaan, dan is dit nodig om jou herkoms in ag te neem, en nie net wie jou voorgeslagte was, en waar die Smitte, of die Leroux, of wie dit ook al is, Liebenbergs, of wat dit ook al mag wees, waar jy vandaan kom nie, maar so ver terug as ons eerste ouerpaar, Adam en Eva. Ek gee nie om wat die wetenskap sê nie, die Bybel sê, dis waar ons vandaan kom. God het hulle geskape, Genesis 1 vers 27, en God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. Dis waar ons vandaan kom. Dis baie belangrike inligting. So belangrik dat ek dit nodig ag om net by hierdie een vers, eintlik, ons gaan so 'n bietjie kyk na vers 26 vinnig, maar eintlik net by vers 27 wil stil staan, want u sien, ons verwonder ons oor die skepping van die mens. Ons kyk na die skepping en jy het gesien, dit is besig om op te werk na 'n klimaks. Die klimaks van die skepping is die mens. Hy is die hoogtepunt van God se skepping, maar ons vergeet baie gou dat elke keer wat 'n babietjie gevorm word, en wanneer daar 'n geboorte plaasvind, dan is dit 'n wonder van God. Hoër as enige ander geboorte in die natuur. Beter, dis die toppunt van die skepping. Een van die baie bekende kommentare oor Genesis, eintlik oor die hele Bybel, R. Kent Hughes, ek het al baie na hom verwys uit Nuwe Testament en Ou Testament, maar hy het gesê oor die gedeelte, en ek wil dit graag vir u lees. Hy sê, if you could travel, nou dink saam met hom, dink in jou, as die verbeelding ryk is, dink so 'n bietjie, hy sê, if you could travel 100 times the speed of light, past countless yellow orange stars, dis nou die verskillende kleure sterre, jy gaan deur die hemelruim, to the edge of the galaxy and swoop down to the fiery glow, located a few hundred light years below the plane of the Milky Way, and if you could win, nie eers die geboorte van 'n ster, wat iets fenomenaal is, kan kers vashou by die geboorte van 'n baba, en hy sê hy, en dan gaan hy verder, hy sê, that baby, human, rests at the very pinnacle of creation. Die Engelse sê dit net mooier as in die Afrikaans. The pinnacle of creation. Dit is die toppunt van die skepping. For it is made in the image of God. He or she will exist forever. When the stars of the universe fade away, that soul shall still live. Dis die basis van dit wat ons vanoggend gaan bespreek, en ek wil hê jy moet dit vasmaak. Wat is die onderskeid tussen die mens en enigiets anders wat geskape is? Hoe glorieryk, hoe majestueus, hoe mooi dit ook al mag wees. Die mens is geskape na die beeld van God. En dit maak hom iets besonders. Kom ons kyk na 'n paar gedagtes oor die skepping van die mens. En die hardste werk vir my is om die boodskap so te struktureer, dat dit vir u sin maak, en dat u iets hier vandaan kan wegvat. Daar's beginsels hier, wat baie belangrik is. Beginsels wat ons nou, in hierdie tyd, nodiger het, as wat ons besef. En ek mag dalk nou, ek hoop nie ek raak te tegnies, dit is nie tegnies in sin van wetenskaplik nie, maar hier's diep dinge, en ek wil hê, u moet vir die volgende paar oomblikke, ek hoop nie ek gaan te lank wees nie, maar ons het nodig, dat ons sal luister,
na wat die skrif ons leer in vers 27. Nou kom ons kyk eers na die eerste gedagte. Wat beteken as ons sê die beeld en die gelykenis van God? Die Bybel sê ons is geskape na die beeld en die gelykenis van God. Ten spyte van hulle eenvoud, die woorde is tog eenvoudig, geskape na die beeld van God. Daar's baie verskillende idees oor wat dit beteken. Vers 26, die A gedeelte sê, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelykenis. Ons moet daar wegspring. Wat beteken geskape na die beeld en die gelykenis van God? Die woordjie vir beeld is 'n baie algemene woord in Hebreëus, want dit is 'n woord wat vertaal word met die algemeenste is die afgodsbeelde van die heidene. Dan sê hy, hulle beelde moet julle stukkend slaan, hulle beelde moet julle verbrand. Iemand hou mos baie keer wat vir die Israeliete gesê het, hulle beelde. Dit beteken letterlik iets wat uitgekerf is, iets wat 'n afbeelding is van iets. En dit was gebruik vir die afgode. God het gesê, dis 'n beeld. Nou dis dieselfde woord. Die woordjie gelykenis dra die gedagte oor van soos God, maar tog nie goddelik nie. Soos God, in die gelykheid van God, in 'n sekere manier soos God, maar tog nie goddelik nie. Daar's 'n baie bekende Latynse frase, imago Dei, wat beteken in the image of God, in die beeld of gelykenis van God. So die verklaring daarvan is, die mens lyk soos God, want in hom is God se heerlikheid sigbaar. In die mens is daar iets van God sigbaar. Hy's nie God nie. Moenie hierdie gedagte vat en dink, ons is nou gode. Dis nie waar nie. Ek gee nie om wie dit vir u sê nie. As mense wat van kansel sal vir mense sê, hoor jy, ons is goetjies. Dis nie waar nie. Ons is mense, maar ons het 'n spesifieke rol, 'n spesifieke plek in God se skepping as die beelddraers van God. Ons weerspieël, as jy wil, die heerlikheid, die beeld van God. Ons is 'n weerkaatsing van sy heerlikheid. Nou dieselfde taal word gebruik, presies dieselfde woorde in Hebreëus, word gebruik in Genesis 5 vers 3. Toe Adam 130 jaar oud was, het hy 'n seun verwek na sy gelykenis, na sy ewebeeld en hom Set genoem. So, die gelykenis en die ewebeeld is presies dieselfde woorde. Na die gelykenis van God, na die beeld van God. En dit was wat Adam gesê het, Moses beskryf dit, hoe sy seun is. My seun, Set, sê Adam. Dis my gelykenis, dis my beeld. Dit is nie moeilik om hierdie konsep te verstaan nie, maar die vraag bly nog steeds, hoe is ons na die beeld van God geskape? Wat presies behels dit? Die historiese siening is, en dis 'n baie gewilde sekulêre siening, dat die mens regop loop. Jy kry dit in die evolusie ouens is ook baie geneig om te dink aan, ons loop regop, dit maak ons verhewe bo die diere wat 4 voete loop, of die sjimpansees wat nog, jy weet, hande 4 voet loop. Dit gaan nie oor die uiterlike vorm nie. Dit het niks te doen met die uiterlike vorm nie, want God is gees. Jesus self het gesê, Johannes 4 vers 24, God is gees en daar is geen, jy weet, hy's nie soos ons nie, hy's nie tasbaar nie, hy het nie 2 hande en 2 voete, dit gaan nie oor die uiterlike nie. Maar as ons dink aan ons innerlike aspekte, wat is dit wat ons onderskei van die diere? Wat is dit in 'n mens wat jou onderskei van die diereryk? Baie skrywers, baie teoloë het deur die geskiedenis probeer om hierdie konsep te verwoord. 'n Ou vir wie ek baie ooghaar het, Augustinus, een van die kerkvaders, hy het gesê die mens het 'n geheue, begrip, nog gelewe het, sou ek dit nie gedoen het nie, want hy was 'n ver bo ons in terme van intellek, maar ek dink nie hy het hom raak gevat. Ander verwys na die mense selfbewustheid, nie selfbewustheid in die sin van, soos wat ons praat van hy selfbewus nie, maar die feit dat hy 'n bewussyn het van sy belewenisse, die Engelse praat van 'n self-awareness, selfbewustheid en sy persoonlikheid. Nou ja, persoonlikheid is iets waaroor jy kan debatteer, want diere het 'n persoonlikheid. Ons het ou filies daar by die pastorie. Between the reason of man and the instinct of the beast is this, that the beast does but know. Ek gaan dit stadig lees, jy moet mooi dink. The beast does but know. Hy weet sekere goed, daar is 'n bewussyn. But the man
knows that he knows. The man knows that he knows. Daar's that he knows. Daar's 'n bewussyn dieper as wat die diere het. Dis 'n ingeplant, iets binne in jou wat God gemaak het, wat ons noem die gewete. Dis nie, ons lewe nie volgens ons instink nie, maar ons het 'n morele kompas. Die mens is in 'n sekere sin ontwerp, gemaak, geskape om God se wet nie net in ons te hê nie, maar om dit te gehoorsaam. En deur jou gehoorsaamheid aan die wet van God, verheerlik jy God. Boonop, onder al die skepsels, is dit net die mens wat wil aanbid. Diere aanbid nie. Diere aanbid nie. Net die mens kan God aanbid met 'n geestelike bewustheid. 'n Geestelike bewussyn, as jy dit so wil noem. Salomo gebruik die woorde in Prediker 3 vers 11. Hy sê, alles het hy, dis nou God, mooi gemaak op sy tyd. Ook het hy die eeu in hulle hart gelê. Daai eeu word vertaal met die ewigheid. Dit is eintlik 'n konsep van 'n geestelike bewussyn. Om te weet, daar is 'n God. Om te weet, ek is bewus van iets buitekant my sintuie. Buite dit wat ek voel, ervaar, ruik, sien. Buite my sintuie is ek bewus van 'n wese wat aanbid moet word. Hoe intelligent en hoe lojaal ons diere ook al mag wees. Ou Filies, hy is slim. Hy's baie lojaal. Hy bly 'n skepsel van hierdie aarde. Kan ek miskien net so 'n hakie sê? Baie mense vra, Dominee, gaan Filies in die hemel wees? Nee, Filies gaan nie in die hemel wees. Daar gaan dalk honde in die hemel wees of ander diere, maar Filies, as hy dood is hy dood. Dis nou maar 'n dier se lot. Hy's van die aarde gegee, van die aarde na die aarde gaan hy terug. C.S. Lewis, ek sal nou nie met alles wat C.S. Lewis sê saamstem nie, maar hy het iets raak gevat. Hy sê, hy het eendag gekyk hoe 'n ou hond, een van sy ou honde vrek. En hy sê, daar was geen eksistensiële stryd of 'n angs in sy oë nie. Die hond het eenvoudig gaan lê, sy oë toegemaak. En soos die Weskusser sal sê, gedood. Die mens alleen gaan dood met die gedagte dat na hierdie lewe gaan ek voor God staan. Weet jy dat selfs ouens wat niks met God te doen wil hê nie, selfs mense wat geen idee het van godsdiens of nie hulle sê hulle wil nie hulle tyd mors met godsdiens, selfs sulke mense, wanneer hulle by hierdie punt kom, waar die ou mense praat van die doodsjordaan, as hulle kom by die punt waar ons nou die doodsjordaan moet deursteek, dan is daar 'n bewussyn, hierna gaan ek my Maker ontmoet. En daar is 'n gedagte, daar's 'n bewussyn, daar's 'n bewustheid van hierdie konsep, 'n ontmoeting met God anderkant die graf. As jy oor hierdie dinge dink, kan jy verstaan waarom God spesiale waarde heg aan 'n mens se lewe. Waarom God gesê het, hy is die toppunt van die skepping. As jy lief is vir die diere lewe, en jy dink aan sekere diere, vir my is die katte mooi, 'n groot Bengaalse tier, of 'n leeu selfs. Ek meen, hulle is majestueus, hulle dra sekere aura, want hulle word nie gevra nie, jy praat in hoofletters met hom, jy is bang vir hom, maar hy is so grasieus, so atleties geskape, hulle kan fenomenale goed verrig. Dis nie as gevolg van ons uiterlike, dat ons, nou jy so wonderlik is nie. Wat maak ons die toppunt van die skepping? Dis hierdie saak, geskape na die beeld van God. Weet jy wat sê James Montgomery Boyce? God loves men and women, as he does not and cannot love the animals, plants, or inanimate matter. Moreover, he feels for them, dis nou vir die mens, identifies with them in Christ, grieves for them, and even interdeelt in die mens,
onderskei hom van enige ander skepsel. So wat beteken dit? Geskape na die beeld van God? Daar's iets spesiaal in jou. Jy kan nou die woorde kies, ek het 'n paar gedagtes genoem. Daar's iets spesiaal. Die manier waarop God ons gemaak het en hoe ons bestaan. Tweedens, vers 27 sê vir ons, man en vrou is na die beeld van God geskep. En God het die mens, vers 27, en God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. Hier's minstens twee implikasies, wat veral vandag uiters kontroversieel is, en sekere beginsels vas lê, wat mense vir jou sal frons as jy daarvan praat vandag. Die eerste ene is, vers 27, die stelling wat vers 27 maak, dat die man en die vrou geskape is in die beeld van God, volgens die beeld van God, is, dit dui vir ons aan, dat daar 'n fundamentele gelykheid is, tussen mans en vrouens. 'n Gelykheid tussen mans en vroue. Mense blameer baie keer die Bybel, dan sê hulle, jy weet, in die ou tyd, was die vroue onderdruk, kyk nou maar na die Bybelse tyd. En ek is geneig om te verskil. Jy gaan sukkel om 'n meer radikale uitklaring of 'n verklaring te kry, 'n sosiale verklaring, as dit wat Moses gesê het in vers 27. Man en vrou geskape na die beeld van God. En dit was 2 millennia, die tweede millennium voor Christus, wat hy dit gesê het. Die Bybel sal verder die verskille tussen mans en vrouens duidelik stel. Mans word deur die hele Bybel geroep in 'n amp, in 'n rol van hoofskap. Beide in die kerk, in die huis, dis die man se taak om God se werk, om verantwoordelikheid te vat en leiding te gee by God se werk. Dis waar ons nog oudtyds is. Ons sê, ons glo die Bybel. Die Bybel het gesê, die man word geroep, en daar sekere van die ouens wat sê, dis 'n verbondshoofskap. Die verhouding met God. God het gesê, die mans moet die leiding neem in die kerk en in die huis. En tweedens, vroue het 'n ontsettende hoë roeping, wat ek die eerste een sal wees om te erken, ek kan dit nie doen nie. Maar 'n vrou word geroep om 'n hulp te wees vir die man, en om sekere rolverdeling, of 'n sekere rol te vertolk, wat 'n man net nie kan doen nie. Dit gaan nie oor minder of meer, of belangriker of minder belangrik nie, gelyk, maar verskillende rolle. Ons moet nooit dink dat hierdie rolverdeling voortspruit uit minderwaardigheid nie. Dis waar hierdie fout maak. Mans en vroue dra eweveel die beeld van God en is gelyk in waardigheid, waarde ook. Dis God se rol wat verskil. Die tweede implikasie van vers 27 is dat daar 'n eie soortigheid of 'n uniekheid, kan jy dit noem, van man en vrou uitgelig word. Kyk weer mooi na vers 27. God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou is 'n geskenk van God. Dis 'n goeie ding wat God vir ons gegee het in die begin, en as jy daaraan begin 'n karring, dan het jy altyd moeilikheid. Victor Hamilton skryf en hy sê, sexuality, dis nou die geslag, manlik en vroulik. Sexuality is not an accident of nature, nor is it simply a biological phenomenon. Instead, it is a geslag word in ons tyd gesien as 'n sosiale konsep. Met ander woorde, die liberale ouens sê, man, jy voel net soos 'n seun omdat jou ma jou blou aangetrek het en sy het vir jou karretjies gekoop toe jy klein was, maar dis die sosiale omgewing waarin jy groot gemaak het wat maak dat jy nou manlik wil wees. Nee, dis nie waar nie. Dis omdat God my 'n man gemaak het. Daarom is daar iets in my wat manlikheid na vore bring. Die samelewing sê ook maar dis 'n persoonlike keuse. En dit is vir my die tragiese, hartseer, eintlik maak dit my toornig. Dis 'n mooi woord vir heilig kwaad. Wanneer mense vandag, en die Hollywoodsterre doen dit algemeen, hulle sê, ek gaan nou nie my seentjie of ek gaan nou nie my kind, hulle praat nie van seentjie of dogter nie, ek gaan nou nie my kind sê of hy seentjie of dogter, hulle moet maar self besluit. En dan praat hulle van 'n dit. Dit moet nou maar self besluit.
of dit 'n seentjie of 'n dogtertjie wil wees. Maak hulle neutraal groot, hulle moet sê, dis nie 'n persoonlike keuse nie. Dis nie iets wat ek uitvoer na gelang van hoe ek voel, of hoe ek dink nie. Dit is God, wat hierdie dinge bepaal. En as ons in 'n biologieklas was, dan het ek soos die dogtertjie gesê, weet hulle die hondjies optel om te kyk, watter is die reentjies en watter is die teefies, toe sê sy, dit moet seker op hulle maag geskryf staan, né? God maak mans, vrouens. Dis die twee geslagte. As jy manlik is dit omdat God jou so ontwerp en geskape het om 'n man te wees. As jy vroulik is, dan is dit omdat God jou vroulik gemaak het toe jy ontstaan het. Was daar al reeds iets wat gemaak het dat jy so ontwikkel het? 'n Man vandag kan sy geslag ontken. Hy kan 'n rok aantrek, hy kan hormoonbehandelings kry en make-up aansit en weet nie wat alles doen nie. Hy kan homself chemies skend, maar hy sal nooit 'n vrou wees nie. Besef jy dit? Dis wat in die wêreld rebelleer. Hulle haat dit om dit te erken. Hulle haat dit om dit te erken. En natuurlik andersom, vir die vroue dieselfde geld. Die manier om God as ons skepper te eer, is om sy ontwerp, om sy volmaakte soewereine ontwerp vir ons lewens en vir ons verhoudings te aanvaar en te sê, Here, U het my 'n man gemaak. Daarom wil ek U eer deur hierdie rol te aanvaar en na U grootheid, om U te verheerlik daardeur, wil ek dit vervul. Wil ek dit met verantwoordelikheid vervul. En die teendeel is net so waar. Om my ontwerp te ontken, is om my skepper te verag. Om te sê, wel ek is nou geskaap as 'n man, maar ek voel hierdie binne my is eintlik 'n vrou. Is om te sê, God het 'n fout gemaak. Hy weet nie eintlik wat hy doen nie. En dis nou baie platvloers gestel. Dis om hom te verag. Dit lyk asof hierdie stelling oor man en vrou, en dis die beeld van God, eintlik oorbeklemtoon word in Genesis 1. En ek praat oor die mens, in vergelyking met dit van die visse, visse, die voëls en die diere. God het nêrens van die visse, die voëls en die diere gesê, hy het die visse, mannetjies en wyfies gemaak. En hy het die bokke, 'n ram en 'n ooi, of 'n bil en 'n koei gemaak. Hy het dit nêrens gesê van die diere, alhoewel daar heenwysing is na die ark, wat hy gesê, is net belangrik, dat jy weet, 'n bloue en 'n pinke sal saamvat, vir sekere redes, maar van die mens spesifiek word gesê, man en vrou het hy hulle geskape. Ons sien hierdie tema in Genesis 2, waar daar uitgebrei word oor hierdie toppunt van die skepping. Hy sê, die mens is nie net manlik en vroulik nie, maar die mens is, en ek praat van manlik as man en vrou, maar die mens is man en vrou soos in 'n huwelik. Wat beteken husband and wife. Ons praat van man en vrou, dan is dit verwarrend tussen man en vrou, maar dit is man, nee, huwelik, husband and wife, nee, is ook man en vrou. Dit is die wese van die menslike geslag. God se skepping van die menslike geslag was in die vorm van 'n huwelik. Man en vrou het hy hulle geskape. Dis die menslike geslag. Dit maak dit uniek, besonder, mooi, goed, en ons sê dis 'n geskenk van God. Bring ons by ons derde gedagte. En ek vat hom so tree vir tree verder, want ons progressief besig om te verduidelik. Die beeld van God dui ook op 'n gemeenskap. Kyk weer mooi na vers 27. En God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. Daar is 'n bepaalde aspek waarin die mens geskape is in 'n, of as 'n, moet ek sê, 'n verhoudingswese. Het is nie goed dat die man alleen is nie. En dit beteken nie daar was fout met die man nie. Dit is nie asof God na die man gekyk het en gesê het, o, wêreld, hierdie ou gaan iemand nodig hê om sy was goed te was. Of, jy weet, regtig, hy gaan dit nie maak met die kosmakery nie. Dis nie wat God bedoel, maar dis nie goed nie. Hy bedoel, hy's gemaak in die kapasiteit om 'n verhoudingswese te wees.
Maar daar's niemand wat hy kan lief hê nie. Daar's nie 'n kameraadskap nie. Wie moet hy? Daar's tog nie, daar's geen ander. Ek sal iemand maak wat by hom pas, 'n hulp maak wat by hom pas. Verhoudingswese. Dis nie terloops of toevallig nie. Dis baie duidelik in die teks. Man en vrou het hulle gemaak en ons gaan later nog kyk na, want die skepping van die mens word in meer detail nog behandel wanneer ons later daarna gaan kyk. Het word beklemtoon in die Nuwe Testament in tekste soos, en as ons praat van 'n verhouding, is dit nie net verhouding tussen my en my vrou nie, in die huwelik waarin ons staan nie, maar ook my verhouding teenoor God. Want dis 'n refleksie, daar's 'n parallel, daar's definitief raakpunte. Kyk vir my na Kolossense 3 vers 10, of kyk saam met my na Kolossense 3 vers 10, hoe dit beklemtoon word, en hy trek dit deur na die skepping, hy sê, julle heel met die nuwe mens moet beklee, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. Die beeld van God word in God se kinders vernuwe, met ander woorde, hy word versterk, en jy weet, dit word sterker, die beeld van God kom sterker en sterker in my lewe na vore, na mate ek groei in kennis van God. So Paulus sê, as jy die beeld van God in jou lewe wil laat skyn, leer God ken, want dit verander jou. Jy kan nie dieselfde bly as jy hom ken nie. Paulus sê, soos hy groei in die kennis van God, kom die beeld van God meer en meer na vore. So om God te ken, is 'n inherente deel daarvan, om geskape te wees na die beeld van God. Daar's 'n verhouding. Daar kan 'n verhouding wees met God. Daarom is ek 'n verhoudingswese. Geestelik is daar 'n verhouding. Dit maak my geskape na die beeld van God. Diere is onbewus van God. Hulle soek of aanbid nie hulle maker nie. 'n Dier wonder nooit. Hy het nooit daai dit van goddelose mense, gaan kyk na die konteks. Omdat wat van God geken kan word in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle openbaar. Wat het God aan hulle openbaar? Jy moet 'n verhouding hê met God. Dis jou enigste skepingsdoel, om hom te verheerlik. Dis waaroor dit gaan. As jy dit mis jy alles in hierdie lewe. Hierdie belangrike aspek van ons menswees, van hierdie ken God, dis 'n verhouding wat ek met God moet hê, en dit weerspieël in my verhouding met my vrou in die huwelik. Dit word baie duidelik in die Here Jesus se woorde, in Johannes 17 vers 3, het Jesus gebid, en ek het dit al baie genoem, want hy sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken. Dat hulle u ken, die enige waaragtige God. Weet jy begin eintlik eers lewe die dag as jy die Here Jesus leer ken. Vroeër was jy, in 'n sekere sin, ons gaan net nou praat van 'n beelddraer, ja, maar daar was baie groot fout. Maar die dag toe ek my lewe vir die Here gee, die dag toe ek 'n nuwe skepsel word, toe kom sy beeld na vore, en ek streef steeds om meer en meer daardie beeld uit te leef, in my verhoudings, en bo alles my verhouding met God. Maar dit is aan mekaar gebind. In 'n tweede Nuwe Testamentiese gedeelte, voeg ook die gedagte by van geregtigheid en heiligheid. Paulus sê in Efesiërs 4 vers 24, en julle heel met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. So Paulus sê, as jy gered is, moet jy jou beklee. Jy moet elke dag die nuwe mens aantrek. Hoe lyk die nuwe mens? Ware geregtigheid en heiligheid. Kyk na Jesus. Beklee jou met die Here Jesus. Benewens die kennis van God, behels die beeld van God ook 'n stand, 'n regte stand voor God, dis die heiligheid wat ek moet hê, en my lewe wat in waarheid voor hom geleef moet word. Die punt van hierdie geregtigheid en heiligheid, net soos wat ons praat van die kennis van God, is ter wille van 'n ewige gemeenskap. Hierdie ewige verhouding met die een wat my gemaak het. Dis 'n verhoudingswese. Ek groei en ek herstel die beeld van God in my lewe, soos ek lewe in heiligheid en dankbaarheid en gehoorsaamheid, en ek kom agter dis dinge wat toeneem. Ek neem toe in my gehoorsaamheid, ek neem toe in my heiligheid, ek neem toe, ek groei in my gehoorsaamheid, in dankbaarheid, al die dinge. Dis my verhouding met God wat groei. En naarmate ek daarin groei, neem die beeld van God 'n groter en groter beslag in my lewe, of 'n plek in my lewe. Genesis 2 vers 7 sê, en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, en in sy neus die asem van die lewe geblaas.
Ons gaan later daaroor praat, maar ek wil vanoggend dit sê. As ek praat van 'n verhouding, hoe nader kry jy as hierdie verhouding, waar daar letterlik aangesig tot aangesig met God. Toe die mens geskape is, het hy sy siel basies, het God in hom ingeblaas. Aangesig tot aangesig. Hy's gemaak vir 'n verhouding van gemeenskap. Nou die Engels het 'n woord wat ek baie op jaloers is, want ons het net nie sy gelyke in die Afrikaans nie, en dit is fellowship, né? Fellowship, dit voel so lekker op die oor. Ons is gemaak om fellowship te hê met God. Aangesig tot aangesig by die skepping, toe God vir Adam gemaak het, en ons het die potensiaal om in daardie verhouding ook te staan, en dan te groei, om in liefde teenoor God te groei. Nou dit word aan die einde van die Bybel net so sigbaar, soos aan die begin met Adam, want ek het al baie keer vir u gesê, as jy in Genesis die beginsel sien, reg deur die Bybel sigbaar, maar dan in Openbaring is dit ook baie duidelik. As erfgename saam met Jesus Christus, aan die einde van die dag, gaan ons 'n erflating kry, en Openbaring 21 vers 3 sê, ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense. Dit beteken, God se woonplek is by die mense. En hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hulle gaan in 'n verhouding met hom staan, elke dag hom sien, want hy gaan tussen hulle woon. Dis die plek waarin ons op pad is as jy kind van God is, om saam met God so daaglikse verhouding te hê, dat jy sigbaar, tasbaar eintlik, in sy teenwoordigheid is. Jesus is ons lig, dis want ons op pad is. Openbaring 22 gaan verder, met 'n beeld, en ek wil hê jy moet nou dink aan die terminologie van Genesis 1, wanneer hy in Openbaring 22 vers 4 en 5 sê, en hulle sal sy aangesig sien, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees, en nag sal daar nie wees nie, en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Here God hulle verlig, en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid. Dis die doel, dis die plan waarin God met ons op pad is, om aan die einde, wanneer hierdie wêreld vergaan het en nuut gemaak is, in die nuwe skepping, saam met God, in die teenwoordigheid van God, te regeer. Nou ons het gesien dat Genesis 1 alreeds die eerste vraag beantwoord het van, jy onthou die filosofiese vraag, né? Waar is ek? Die filosofe wat wonder, is ons regtig hier? Die Bybel sê ja, ons is op die aarde, 'n wonderlike skepping wat God vir ons gemaak het, om daaroor te regeer en om daarin te heers, as sy verteenwoordigers, as rentmeesters van God. Maar Genesis 1 vers 27, waarmee ons vanoggend besig is, beantwoord 'n tweede vraag van die filosofe. Wat is ek? Ons is lewende wesens, wat deur God gemaak is, om sy beeld te dra. Die stempel van God, as jy so wil, is in ons siele afgedruk, wat 'n morele en 'n geestelike selfbewustheid tot gevolg het. Dit maak ons anders as die mense. Dis die antwoord op, wie is ek? Dis te sien in ons vermoë, en ook in ons roeping, om lief te hê. Ons is deur God ontwerp, om God te ken, vir geestelike gemeenskap, waaroor ons nou gepraat het, maar dan is ons geskape om lief te hê. Nie net God te dien en te ken nie, maar om hom lief te hê, en mekaar lief te hê. Hierdie liefde het mos 'n vertikale en 'n horisontale aspek. Daar is geen groter voorreg as dit nie, om te besef dat ons skepsels is wat ontwerp is om God te ken, en geken te word deur ons Skepper, en om hom lief te hê, en deur hom liefgehet te word. Dink mooi oor hierdie woorde. Dis 'n besondere voorreg. Ons is geskape na die beeld van God, om in gemeenskap met hom, en in gemeenskap met mekaar te leef. Daarom sê ek, bring vir my 'n man, bring vir my 'n vrou, bring my 'n jong man, 'n jong dame, selfs kindertjies wat dit verstaan, wat God ken en liefhet, wat hom dien, in gehoorsaamheid aan sy woord groei, toeneem, en wat in 'n geloofsgemeenskap, soos 'n gemeente, opgeneem is, en wat ander kinders van God kan lief hê en dien en help. En ek wys jou 'n gelukkige
Homo sapiens. Geseënd, want dis waarvoor ons geskape is. Bring ons by die laaste gedagte. Die beeld van God. Geskenk, maar tog herstel. Ons moet daarvan praat, want ons gaan nou later praat oor die sondeval, maar hier kom dit nou in. Daar's 'n probleem met die beeld van God in die mens. As jy vandag kyk na die mensdom op aarde, is dit bitter moeilik om te sê, dis 'n beelddraer van God. Mense lewe lewens wat hulle self vernietig. Hulle maak dit moeilik net vir hulle self. Die mensdom is besig om homself te vernietig. Die mensdom is besig op 'n baie gladde pad om net afdraande te gaan. En dit lyk nie asof die beeld van God daar kan wees nie. Hoe is dit moontlik? Die beeld van God is verpletter deur ons sonde. Genesis 3 vers 23 sê, toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. Hier's twee aspekte hierin, die rede waarom ek die vers noem. Want ons is geskape om gemeenskap met God te hê, hier word die mens weggestuur. Soos of God sê, ek kan nie meer met jou gemeenskap hê nie, nie in hierdie toestand. Ons is geskape vir diensbaarheid, maar hier word gesê, hy's weggestuur uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. So die grond gaan hom nie meer dien nie, hy moet die grond dien. Jy moet nou moeite en sweet in die grond insit om iets daaruit te kry. Anders gaan al die peste en die onkruid dit vir jou onmoontlik maak om 'n oes te kry. Gemeenskap is verbreek, mense heerskappy word verander in diensbaarheid. En die vraag is, maar waar is die beeld van God in die mens? Is dit vernietig? Is dit nie meer daar nie? En die antwoord is baie moeilik, want dit is eintlik ja en nee. Ja, want die mens is totaal verdorwe. Soos wat dit nou lyk, wil ek vir u sê, die beeld van God is vernietig. In 'n sekere sin ja, die beeld van God is vernietig, maar in 'n sekere sin nee, want selfs ongeredde mense het waarde en waardigheid. Selfs 'n bose ongeredde mens is tog 'n mens. En daar is 'n waarde en 'n waardigheid aan elke mens se lewe. Die beste illustrasie wat ek kon kry is, dis soos 'n windskerm. 'n Windskerm wat gebreek het. Ek het op 'n stadium saam met iemand gery wat 'n ou chef bakkies, onthou jy die ou chef bakkies wat so ronder windskerm het, so aan die kant is so gebuig. Miskien sal van julle nog ken. Ons ry op net buitekant Pietersburg en 'n kar kom ons verby en hy gooi 'n klippie op en dit klap soos 'n geweerskoot. En daai venster, die windskerm bars. Dis net, hy het nie uitgeval of 'n gat in nie, maar jy kan nie deur hom sien nie. So, net so is die beeld van God in die mens na die sondeval. Hy's daar, maar hy is verpletter. Hy's daar, maar hy's nie meer bruikbaar nie. As jy so vra, het die bakkie nog 'n windskerm ingehaat? Ja, hy was daar. Maar jy kan hom nie gebruik nie. Niemand kan so ry nie. Die wonderlike vermoëns wat God ons gegee het, om hom te ken, om hom te dien en te verheerlik, gebruik ons nou in diens van sonde. Dis wat die mens doen, in sy natuurlike staat. Die vermoëns wat hy my gegee het, intellektuele vermoëns, fisiese vermoëns, al die vermoëns wat hy my gegee het, om hom lief te hê, om hom te verheerlik, gebruik ek nou vir myself. Dis wat die natuurlike mens doen. Ons weerspieël nie meer die volmaakte liefde van die goddelike drie-eenheid in ons verhoudings nie. Hierdie verhoudings is geskaad en dit word vernietig deur liefde vir self in plaas van liefde vir mekaar. Ja, jy het my reg gehoor. Onthou, die wêreld skreeu vandag, jy moet jouself lief hê, dan sal jy gelukkig wees. Hê net jouself lief. Die Bybel sê, jy moenie jouself lief hê nie. Jy moet leer om ander lief te hê, soos wat jy van nature in jou sondige toestand jouself lief het, dan sal dit met jou goed gaan. En terwyl ons weet van God, in ons ongeredde toestand, ek praat van ons as die mensdom, terwyl ons weet van God, ons is bewus van 'n God, bal ons 'n vuis in rebellie teen sy heerskappy. Ek wil nie luister na sy wet nie. Ek wil lewe soos wat ek wil leef. Ek wil doen wat ek wil doen. Paulus sê in 1 Korintiërs 2 vers 14, die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan. Want dit is vir hom dwaasheid. En hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Die natuurlike mens sê, ek wil nie na hierdie gemors luister nie.
Die dominee mors net my tyd. Want ek wil lewe soos wat ek wil leef. Hy voeg by in Romeine 8 vers 7, omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is. Want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Die ongeredde mens kan nie homself onderwerp aan dit wat God sê in sy woord nie. En daarom, ons het eerstens gevra, is die beeld van God vernietig? En ons het gesê, ja in 'n sekere sin, nee in 'n sekere sin, ja nee is die antwoord. Maar 'n laaste vraag, kan hierdie beeld herstel word? Indien wel, wie gaan dit doen? Wie kan dit doen? En die antwoord op hierdie vraag, en ek wil vir u sê, dis 'n baie, baie belangrike vraag. Dis 'n ontsettende belangrike vraag. Die antwoord daarop is eintlik maar die hoofonderwerp van die res van die Bybel. Want die res van die Bybel wys na Jesus. Hy is die een wat ons kan herstel. Hy is die een wat die beeld van God in ons lewe kan herstel. Dis die goeie nuus, dis die evangelie. Dis net Jesus wat my lewe kan herstel, sodat ek 'n beelddraer is van God. En die mooiste plek waar dit na vore kom is Romeine 3, vers 23 tot 25. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Die beeld is daar nie, hy's geskaad, hy's verpletter, hy's daar, maar hy's so gesplinter, jy kan hom nie gebruik nie. En hulle word, vers 24, deur sy genade, deur die genade van die Here Jesus, sonder verdienste geregverdig, deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. Dis Jesus. Die hele evangelie is die enigste manier hoe jy die beeld van God kan herstel en kan herstel kry in jou lewe. Dis waar die woorde van Genesis 1 vers 27 echo in die Nuwe Testament. Genesis 1 vers 27 onthou jy? Man en vrou het hy hulle geskape na die beeld van God. Efesiërs 4 vers 23 en 24. Hoor wat sê Paulus, let op sy woorde. Dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. En julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Dis deur God se genade wat ons weergebore word, 'n nuwe natuur ontvang. En volgens daardie genade van God wat dan in ons werk met hierdie nuwe natuur, word die beeld van God herstel en meer herstel, soos wat ons voortgaan in ons lewens. Ons groei in heiligheid. Dit wat die Heilige Gees in ons werk, dieselfde Gees wat gesweef het oor die waters, is dieselfde Gees wat oor sy kinders sweef en wat in hulle werk, om die beeld van sy seun in ons na vore te kom, om dit te herstel. Hoor nou hoe echo dit weer eens, 2 Korintiërs 3 vers 18. Terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Soos jy na God kyk, soos jy na sy woord kyk, soos jy jou beywer om hom te soek en hom te ken, sê Paulus, word jy van gedaante verander. Jy verander. Jy word heiliger. Jy word meer soos Jesus. Die beeld word herstel in jou. Wat 'n voorreg om deel te wees van sy genadewerk. Wat 'n voorreg om hierdie dinge te verstaan en dit te glo. Henry Blokker, is eintlik 'n vreemde naam, ek dink hy's 'n Hollandse teoloog. Hy het gesê, in Jesus Christ, who is both the Son of God and the image of God, we are restored to our humanity as true images of our Creator. And more than images, we become, luister mooi, God's sons in His Son by the bond of a new covenant. Dis 'n nuwe verbond. Deur daai verhouding wat daar is met God, word jy seun van God deur sy seun. Nou wil 'n mens na die skepping kyk en jy dink, ja, jy weet, die beeld van God is geskend.
dit sal nooit weer dieselfde wees. Dit is amper soos 'n ou wat 'n motorongeluk gehad het. Jy weet, as jy lief is vir jou kar, en jou motor is in 'n ongeluk, en jy maak hom reg, hulle kan hoe mooi reg maak, is net, dit sal nooit weer dieselfde wees. Hierdie manne sal dalk nou verstaan wat ek sê. Sal dit ooit weer dieselfde wees? Kan dit ooit weer dieselfde wees? Ek wil vir u sê, in die lig van God se woord, sien ons dat God se verlossing, en Paulus is baie duidelik daaroor, God se verlossing is groter as die oorspronklike skepingswerk, hierdie gawe wat hy vir ons gegee het, toe ons gemaak het. Die doel van alles wat hy doen, en die dieper gemeenskap met hom, is om ons te verenig met die Here Jesus, om uiteindelik die produk wat ons in die hiernamaals gaan ken, gaan beter wees as die oorspronklike. Jy kan jou nie indink nie. Ek sê vir myself, kan dit wees? Kan dit wees? Kan hierdie skade wat die sonde gedoen het, kan hierdie ontsettende vernietigingswerk deur die sonde val, in my eie lewe ook, dinge wat ek gesê het al, dinge wat ek gedoen het, kan dit ooit tot niet verklaar word? En die Bybel sê nie net, ja, dit kan weggevat word nie, maar dit word so niet gemaak, dat dit beter is as die eerste skepping. Dit is waar die baie ou bekende verhaal inkom van die seentjie. U ken mos die verhaal van die seentjie wat modelboot gekoop het, 'n seilboot, en hy maak hierdie boot, hy vat baie tyd. En dit het hom baie gekos, maar hy maak hierdie bootjie en hy seilboot, en hy is so trots op hierdie bootjie, en hy gaan sit hom op die meer, en hy wil met hom vaar op die meer, en die seilbootjie gaan, en hy sien, hy vaar so mooi, en toe hy sy oë uitvee, toe is die bootjie weg. En hy het gesoek, en hy kry hom nêrens, hierdie boot is weg. En 'n paar weke daarna loop hy verby 'n winkel, en hy sien, hier is sy boot. Hy ken sy boot, want hy het hom gemaak. En hy gaan in, en hy sê, oom, hierdie boot het ek gemaak. Ek het baie moeite gedoen, en ek het hom geverf, en ek het hom net soos wat hy daar is, ek onthou hoe hierdie goedjies op die vlaggies het ek geteken. En die winkeleienaar sê van my, boet, ek het baie geld betaal vir hierdie boot, ek kan hom nie net vir jou gee nie. En die seentjie het gegaan, en hy het 'n werk gekry, en hy het geld bymekaar gemaak, en hy het gespaar, en hy het al die geld wat hy het bymekaar gesit, en hy het gegaan, en hy het die boot gekoop. En toe hy by die winkel uitloop, toe hou hy die boot vas, en hy sê, nou sê 2 keer myne. Want die eerste keer dat ek jou geloof, het ek die Here Jesus aangeneem as my saligmaker. Ek sê baie keer, dis nie net om te sê, hy is 'n saligmaker, of hy is 'n verlosser nie, hy is my saligmaker, hy is my verlosser, kan jy dit sê? Kan jy getuig van die genade van God wat in die lewe werk, waar die beeld van God meer en meer in jou lewe gestalte vind, meer en meer na vore kom. Minder en minder soos die wêreld. Minder en minder dink en optree soos die wêreld. Meer en meer soos Jesus. Dis waaroor dit gaan. Mag die Here ons genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Wonderlike Hemelvader, hoe groot is u genade nie? As ons praat oor hierdie dinge, as ons dink, en ons wil nie filosofies daarmee omgaan nie, want ons is lief vir u woord, en ons is baie keer nie reg toegerus om filosofies te wil dink, en te wil raak nie, maar tog word ons uitgedaag om intellektueel, pynsend, hierdie dinge voor u te lê, en te dink hieroor, en onsself te sien in die lig van hierdie waarhede. Dankie dat u vir ons duidelikheid gee, dat u dit vir ons maklik maak om te verstaan. Maar bo alles, al verstaan ons nie al hierdie tegniese dinge nie, dankie dat ons kan weet, Jesus het vir my gesterf. Dat die kruis vir my 'n realiteit is. Ek moes daar hang, maar u het in my plek die straf gedra. Vir my sonde het u gesterf, sodat ek gered kan word. En ek wil dit bid vir elkeen wat na my luister, of dit op 'n opname is, en of dit hier is, dat elke een kan sê, in geloof het ek die Here Jesus, ken ek die Here Jesus as my persoonlike verlosser. Lei ons verder, Here, in 'n wêreld wat verward is, in 'n wêreld wat baie de mekaar is wat hierdie dinge betref. U lê vir ons die beginsels vas, hier vroeg in Genesis. En dit is belangrik, dit is goeie dinge. Ons dank en ons loof u daarvoor. Amen.